Hallo, ek is Hendrik van Agrovision. Ek gaan vandag gesels oor hoe stel jy jou scope die eerste keer in. Ek het nou vir my 'n scope gekoop met 'n ruil. Ek het hom vasgemaak op 'n Picatinny ruil. En wat nou? Eerste wat jy doen is, voor jy begin sukkel is, jy gaan kry in jou foelie in jou vrou se kombuis, gaan kry jy vir jou 'n stuk foelie. Dan gaan plak jy die op 50 meter op jou teiken. En al wat jy dan doen is, mik jy op die foelie, skiet jy 'n skoot, daar waar die skoot val, sit jy dan jou kruishaar, jou hoofkruishaar, en jy skuif jou reticle se kruishaar na die gat toe. En dan sê jy save. Klink baie makliker as wat dit is, maar hou net aan, jy sal dit reg kry. Alright, kom ons kyk hoe gaan dit. Right, hier het ek nou die foelie op 50 meter op. As jy kan sien, is dit 'n gewone stukkie foelie. So wat ek nou doen is, ek mik met my thermal na die foelie. Ok, scope is oop, op 50 meter het ek die stukkie foelie op, en kyk wat maak hy. Ek stel dit my fokus. Right, ons gaan kyk waar is hy. Right, kyk waar sit my gat. My gat sit daar lekker onder. Dan vat jy weer 'n stukkie klein foelie, dan plak jy hom op die gat. So nou kan jy duidelik sien op jou thermal waar jy is. So nou mik jy met jou myn kruishaar, mik jy op die teiken waar jy gemik het. En dan gaan jy met jou kruishaar wat jy omstel met jou 0, gaan jy dan daar na die foelietjie toe. Ok, wat jy nou doen is, gaan jy in jou menu in. As jy in jou menu is, gaan jy af na jou profiles of reticle. Dan kies jy op watter distansie ek gegaan het. So jy kies eers al jou goedjies hierso. Alright, nou is ek op die menu in. Jy sal sien, tweede blokkie van onder af. As jy in jou menu is, van jou profile te 0, jou scope te 0. As jy sien, die tweede ondersteun is 'n freeze function. So wat jy doen is, jy hou jou myn kruishaar nou op jou teiken, dan druk jy freeze. Jy kan inzoom op voor die tyd, dan druk jy freeze, dan hou jy jou teiken presies daar waar jy is. Dan kan jy jou geweer rondskuif. Kom ek wys jou hoe werk dit. So wat ek nou doen is, ek gaan en ek hou op presies waar ek gemik het. Nou het ek hom gevries. So nou kan ek my geweer rondskuif. Ek hoef hom nie daar te hou nie. Nou gaan ek een af. Dit is op my X-as en my Y-as. Dan skuif ek die kruishaar wat kan rondskuif na my gat toe. Kom ons vat nog 'n skoot. Ons kyk waar skiet hy. Kyk of ek dit behoorlik gedoen het. Kyk, kom ons gaan kyk hoe dit lyk. Wat nou gebeur het, is ek het 'n bietjie te veel gestel. So wat ek nou weer gaan doen is, ek gaan vir my merkertjie plak op my gaatjie. Dan mik ek weer hierso en ek stel my kruisie wat ek kan verstel met my X en my Y-as na my merker toe. Kyk, as ek nou my X en my Y-as gestel het op die regte plek, moenie eers weer teruggaan na jou profiles toe of na jou reticle toe of wat ook al toe nie.
druk, as jy nou by jou X en jou Y is nog steeds, druk onmiddellik jou menu knoppie, hou hom in, sodat hy vir jou sê, ok, save, alright, of cancel, dan save jy daai hele storie, en dan vat jy 'n pen, dan skryf jy neer wat jou X en jou Y as is. Nou het ek hom gesave, nou druk ek hom weer in, en weer, dan is hy heeltemal terug. En dan skryf jy nou neer wat jou X en jou Y as is op in 'n boek of op jou hand of waar ook al. Right, kom ons gaan vir die volgende skoot. Ons kyk waar skiet hy nou. Ok, ek het nog 2 skote geskiet. En dis waar ek groepeer. So dit is hoe jy jou geweer instel, so op 100 meter sal hy redelik naby die kol wees. Wat ek nou gaan doen is, ek gaan die scope afhaal, en dan gaan ek kyk wat gebeur as ek hom weer terugsit. Kyk of hy op dieselfde plek skiet. Ek gaan die scope nou afhaal, en hom terugsit, en kyk of hy op dieselfde plek skiet. Want die groot probleem is, mense wil hulle scopes kan afhaal, en opsit, en afhaal en opsit, en nie elke keer op in te stel. Beste. Gaan 2 skote skiet. Hoi. So julle kan sien, hier is my eerste 3 skote, en my 2 skote wat ek nou net geskiet het hier gegroepeer. So dit was nommer 1 en hier was nommer 2. Alright, wat ek nou gaan maak is, ek gaan hom weer afhaal, ek gaan weer hierso mik, en kyk wat gebeur. Ok, so wat lekker was, hy het presies geskiet amper op die regte plek. Eintlik nog beter as wat ek die eerste keer geskiet het. Kom ek gaan hom nou weer afhaal, dan kyk wat maak hy. Ek vat so my klein shifting spannertjie. Jy kan hom met 'n R2 of 'n 5 sent muntstuk, 20 sent muntstuk kan jy hom ook losdraai. Scope is af. So nou kan ek hom gebruik as 'n handheld of wat ook al. Probeer hom precies op die regte plek sit. Wat ek gemaak is, ek het vir my merke gemaak op my geweer en op my ruil. En al wat ek kan doen is, ek line die 2 op. Shifting is seker nie altyd die beste ding, maar ten minste pas op alles. Kom ons kyk wat gaan hy nou. Kyk nou die tweede keer wat ek hom afgehaal het, daar was my eerste skote waar ek gegroepeer het in die begin, nie wonderlik nie. Hier was my tweede keer wat ek hom afgehaal het, my eerste keer wat ek hom afgehaal het, en hier was my tweede keer wat ek hom afgehaal het. Hier is my eerste skoot, en hier is my tweede skoot. So, dit is redelik na by mekaar. So ek het die scope opgesit, ingesel, afgehaal, 1-2 skote geskiet, afgehaal,
weer 2 skote geskiet en dis waar hy gegroepeer het. So net om op te som, hoe stel jy jou thermal in? Sit hom met jou ruil vas, op die regte afstand, regte oogkleurings vir jou. Sit vir jou foelie op jou teiken, skiet 'n skoot, kyk waar jou skoot geval het, gaan na jou zero profiles toe, jou profiles, hou jou waar jy gemik het op jou kruishaar, en gaan met jou X en jou Y na die skoot wat hy geval het. Wel, hulle sê one shot zero, maar ek het dit nog nooit reg gekry om 1 skoot te skiet en dit reg te kry. Ek skiet gewoonlik so 2, 3, 4 skote. Dan weet ek, net om seker te maak. Want jy weet, ek is nou nie die beste skit wat daar is nie. En dan, wat jy dan kan doen is, jy kan hom afhaal, 'n ander scope opsit, en jy kan hom weer terugsit, en ek het 2 skote geskiet en het dit gewerk. En ek het hom weer afgehaal en weer teruggeskiet, en ek het 2 skote geskiet en het dit gewerk. Hy het elke keer omtrent soveel geskuif aan die regterkant toe, maar dit kan die windhok wees en dit kan ook met my wees met die eienaar. Ek hoop julle, dit help julle, en as jy enige vrae het, gee my asseblief 'n kontak my, WhatsApp my, by 083 200 5836. Ek sê net weer 083 200 5836. Baie dankie. Cheers. Bye.